Ek wil vandag met jou praat oor windpompe. Windpompe wat vir my iets kan sê oor wat jy is en wat die Here se plan is. Want weet jy, die Here se groot plan is om die lewende water by mense te bring, by jou en by my, en ek moet daai water versprei. Maar wat het dit met windpompe te doen? Weet jy, as jy agter my kyk, sien jy pragtige groen gras. En dis wonderlik as 'n mens 'n plaas het met baie gras, maar wat help baie gras as daar nie water is vir die diere nie? En dis hoe die hele Suid-Afrika is. Daar's hier en daar 'n fontein, maar as jy in die Karoo wil boer, daar's pragtige gras en Karoo bossies om te eet, maar waar's die water? En toe gebeur daar 'n wonderlike stuk tegnologie. In 1869 kom die eerste windpomp in Suid-Afrika aan. En skielik is daar 'n manier hoe jy die water onder die grond kan uithaal en vir jou diere kan gee, sodat hulle, na hulle die gras geëet het, kan water drink. En die windpomp het eintlik 'n enorme deel van Suid-Afrika oopgemaak vir boerdery. Ek dink die Ossewa en die trein was belangrik vir Suid-Afrika, maar ek wonder of die windpomp nie belangriker was as dit nie, want daar is enorme dele van Suid-Afrika wat doodgewoon leeg sou gelê het en niks boerdery nie, as daar nie windpompe was nie. En daarom is daar op die groot stad Loeriesfontein 'n pragtige windpompmuseum wat sê al hierdie 27 modelle van windpompe wat Suid-Afrika vol gemaak het, boerdery gemaak het. En daarom is die windpomp so of die ikoniese simbool van plattelandse Suid-Afrika, 'n windpomp wat staan en water uitbring vir diere om te drink. Wat het dit met die Here te doen? Jesus is die lewende water. En Jesus is die manier hoe mense regtig ewig kan lewe, want hy sê in Johannes 4 vir 'n Samaritaanse vrou by die put, hierdie gewone water, selfs die windpompwater, gaan jy weer dors kry, maar ek wil vir jou water gee wat in jou gaan opborrel en waarna jy nooit sal dors wees nie, want dit gee vir jou die ewige lewe. Dus Jesus is die water. En toe kom die Heilige Gees. In God se plan is die Heilige Gees die een wat die Parakletos is, daai woord wat sê dis iemand wat nader geroep is om vir my te kom help. En die helper, die voorspraak, die advokaat sê ek gaan die water van Jesus in jou hart laat invloei. Ek gaan jou hart sag maak, vir jou die wedergeboorte gee, sodat jy kan lus word om te glo, in staat is om te glo. En dis hierdie wonderwerk van die Heilige Gees, dat hy eintlik die water van Jesus vat en niks byvoeg nie, hy herversprei net die water. Hy verkondig dit sodat dit in mense se harte uitkom. En dis verstommend as 'n mens kyk wat die beeld van die Heilige Gees is. Die beeld van die Heilige Gees is die wind. Die wind wat waai waar hy wil en wat 'n mens nie verstaan nie, maar wat hy vir Nikodemus sê, die wind waai waar hy wil en hy doen iets, hy bring 'n wedergeboorte sodat jy die lewende water wil hê. En skielik is daar iets wat ons in die windpomp vind, wat ons dalk laat verstaan hoe werk die God se raadsplan. Die water moet deur die wind by mense uitgebring word. Ons was 'n Bybelstudiegroep wat op 'n stadium gesit en kyk het na 'n pragtige klomp foto's van die mooi windpompe. En skielik het daar iets opgekom by 'n paar mense in die groep wat gesê het, as die lewende water
deur die wind by mense uitgebring moet word, is daar 'n windpomp nodig. Dus die Here wil iets gebruik. Wie wil hy gebruik? Vir my. Dus dalk is ek die windpomp wat deur die Heilige Gees beweeg word, sodat die lewende water sal uitstroom en mense wat baie ander goed het, hulle dalk baie gras om te eet, maar hulle het nie die water wat ewige lewe gee nie. God se raadsplan is dus Heilige Gees, Jesus en ek en jy. Wie is die windpomp? Ek, die kerk, enige Bybel wat gedruk word, enige video wat versprei word, jou selfoon is die instrument, die windpomp wat gebruik kan word. En daai windpomp is maar bitter eenvoudig. In ons tyd is windpomp tegnologie nou nie juis top nuwe tegnologie nie. Maar hy werk. En as ek na die kerk kyk en na myself kyk, dan besef ek is maar soos 'n oudtydse windpomp. Ek maak lawaai en dit is geluide en die wind kan dikwels vir my maar ruk en pluk. Maar solank as wat ek die water verkondig, is ek God se plan om die mens se dors te les. Daar kan selfs tye wees waar daai ou windpomp flenters en stikkend is. En dan moet ons maar net vir die Here vra. Maak die kerk reg, maak vir my reg, sodat ek net weer by my roeping kan uitkom, want ek weet wat my roeping is. Ek moet deur die Heilige Gees gedraai word om die water by mense uit te bring. Water, net suiwer water, ek hoef niks by te voeg nie. In Afrikaans word daar gesê boorgatsous, bedoelende dit wat maar net uitgepomp word uit die ondergrondse water vir my om te drink, dis die helder, suiwer evangelie. Is jy gewillig om 'n windpomp te wees? Is jy gewillig om gebruik te word deur die Here? Hy sal jou gebruik. Want die wind van die Gees gaan vir my en vir jou roer, dat ons uit ons dooierige niks doen uitgaan, opstaan en sê ek word beweeg, ek dra die evangelie, want dis ons rol in God se raadsplan vir die wêreld. Water vir die wêreld se dors. Kom ons bid vir daardie roeping. Hemelse Vader, ek wil vandag bid dat U vir ons soos goeie oudtydse windpompe sal maak. Dat ons maar net gewillig sal wees om deur die Heilige Gees beweeg te word. Dat ons gewillig sal wees om regtig die instrument te word in God se hand om die water van die lewe by mense uit te bring. Here, seën vir gelowiges. Seën U kerk. Maak vir ons goeie windpompe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil vandag maar net bid vir jou en my roeping, vir die kerk se roeping en die wonderwerk dat ons 'n hele wêreld kan oopstel vir lewe, omdat ons soos die windpomp vir die Karoo water gebring het, vir die wêreld kan lewende water bring. Seënwense.